Almal is welkom, kom kuier gerus daarso saam met jou medegelowiges. As jy dalk by 'n selgroep wil inskakel, kan jy vir my of vir Alta Potta skakel. Ons selgroepe, ons omgeegroepe het redelik min geword, maar dit is natuurlik 'n wonderlike geleentheid om nuus te begin. Ons probeer maar gewoonlik om so mense van dieselfde belangstelling of so bymekaar te kry of wat dinge in gemeen het, want dan kuier julle natuurlik lekker saam, natuurlik rondom die woord van die Here. As jy wil en as jy belangstel of as jy dalk een wil begin, kom gesels maar gerus met my of met Alta. Mense, dan onthou die steekbraai is net uitgestel tot verdere kennis. Ons gaan voort met hom heel moontlik vroeg in volgende jaar. Die back and claw seer het nogal, almal van julle weet, ek weet nie wie het gister rugby gekyk vroegoggend 'n steak gebraai nie, maar ek dink amper niemand het 'n steak gebraai nie, want dit is vrek duur op die oomblik. Maar ons gaan definitief aan en ons vertrou die Here gaan ons help en hy gaan ons lei dat ons met dit ook weer kan voortgaan. Nou moet ek mooi kyk wat staan daar. O ja, mense, baie van ons kinders is natuurlik in ML Fik en ons het so 'n klompie jong meisies wat graag 'n toer wil meemaak en hulle verkoop, waar is die datum nou? Ek het nou daar die datum vergeet. sien julle hom? Kyk, hy kom is 3 Oktober is daar beef burgers te koop. So kom ons ondersteun hulle asseblief. Dis natuurlik vir 'n goeie doel. Goed, gaan maar vir ons aan daar. Hier is ons 3 gemeentes van ons wat op die 27ste September, is 'n Saterdagoggend as ek dit nie mis het nie, gaan ons bymekaar kom daar by Potchefstroom, daar by Dominifanus hulle. So Dominifanus, Dominee Johan Toute van Ventersdorp en dan Dominee Konrad Swart van Vyfhoek. Hulle gaan elkeen so ietsie daarso gesels. Dit is vir ons manne. Nogal belangrike temas wat daarso bespreek word. So as jy belangstel, kom ons ondersteun hulle ook. En julle gaan verstaan hoekom ek nou sê ons moet hulle ondersteun. Ek gaan nou vir julle wonderlike nuus mee deel ook. Maar kom ons ondersteun hulle. Dan moet ek gaan net weer terug. Dan moet RSVP word vir die 16de. Daar by Irma van der Walt. Of daar's ons e-posadres ook. As jy nie al hierdie het nie, ek gaan dit vanmiddag of so gaan ek dit wel uitstuur op die inligtingsgroep ook. Ons het verlede week so vinnig geraak aan ons plaasbediening. Kom ons hou asseblief aan om vir hulle te bid. Daar word natuurlik ook 'n plaaspiknik beplan aan die einde van die jaar. As jy dalk kan help daarmee met hande of met enigiets anders, laat weet ons asseblief. En julle kan enige tyd vir Andri de Beer ook kontak as julle 'n bietjie meer inligting wil hê. Ek dink Andri is nou hy gaan binnekort bietjie op verlof. So anders kan julle my ook gerus kontak. Daarso is nou maar net weer gesê van die plaaspiknik. As jy kan help, kontak maar vir my of vir Andri of vir Angelique by die sendingskantoor. En daarso is 'n kontaknommer. Hy is so natuurlik ook op die kalender. Mense, dan die 29ste Augustus is daar curry en rys verkoop. En ons wil vir julle dankie sê. Elke liewe een wat gehelp het daarmee, elke liewe een wat 'n bakkie curry en rys of 3 of hoeveel ook al gekoop het. Mense, sonder julle gaan ons nie genoeg fondse hê om juis te doen wat die Here vir ons geroep het om te doen nie. So baie baie dankie vir elkeen se ondersteuning. Dan by Noordgemeente is daar 'n optrede volgende week, die 13de, of is dit nou Saterdag, die 13de September van Jannie Moelman en Nadine. Ek dink daar is nog kaartjies beskikbaar, het Dominee Johan vir my gesê. So as jy 'n kaartjie wil koop, ek gaan hierdie ook uitstuur. Die kontakbesonderhede is daarop of jy kan dit sommer direk aanlyn vir jou gaan bespreek. Daai is dieselfde ene. Goed, daar is nou. Is daar nog? Daar is nog.
Goed, die enigste een wat nou nie daarop is nie, is die 17de Oktober was beplan vir die Potch mannekamp. En die Potch mannekamp gaan nou nie hierdie jaar ook gebeur nie, maar ons gaan volgende jaar, ook vroeg van volgende jaar gaan ons omhou. En dit gaan nie net vir ons gemeente nie, dit is vir die hele Potch. Enige denominasie, enige van die kerke. En ons wil groot gaan. Ons wil regtig vir ons manne ietsie spesiaals doen. Maar ons gaan wel op die 17de Oktober nog steeds. Dit is 'n Vrydag aand, gaan ons 'n lekker aand hierso vir ons manne hê. Ons nooi ons nooi al die gemeentes, al die NG gemeentes gaan ons nooi, want ons almal ken mekaar eintlik seker op een of ander manier. Potch is groot, maar nie so groot nie. En dan gaan ons manne net lekker saam kuier. Dit gaan 'n bring en braai wees. Ons gaan pap en sous voorsien vir manne. Asseblief, kom ons kuier lekker saam. Dagboek so lank klaar die datum en dan ons sal julle maar net nog weer laat weet bietjie nader aan die tyd en so elke week ook so bietjie herinner. Dan wil ek net so vinnig terugvoering gee van ons ringsitting wat maandag gebeur het. Mense, verlede jaar het ons ring deur 'n moeilike tyd gegaan as gevolg van verskeie faktore. 'n Klomp dinge het gebeur en 'n klomp mense het seer gekry en 'n klomp mense daar was verhoudings wat regtig waar skade gelei het. Ons het 'n wonderlike geseënde ringsitting gehad maandag aand. En die lank en die kort van die storie is dat ons ring het half eenparig klaar besluit ons gaan baie meer saam doen en ons gaan baie meer mekaar ondersteun en ons gaan saamwerk aan God se koninkryk. Ons besef dat gemeentes kleiner word en mense se belangstelling en hulle passie oor die kerk het verander. So ons gaan saamwerk om seker te maak dat God se koninkryk steeds uitgebrei word. So hou asseblief aan om vir ons te bid. Ons kom die 22ste as ring weer bymekaar om 'n voorstel vir 'n groter uitgebreide ringskommissie te bespreek en te stem daaroor. En ons gaan in die volgende week of 2 gaan ons ook nog lekker gesels as ringskollegas oor hoe ons dit gaan doen, natuurlik onder leiding van wat die Here vir ons lei om te doen. So hou asseblief aan om vir ons te bid. Dis groot dinge wat kom. Die Here is besig om te werk in sy kerk. Dis dan ons afkondigings en voordat ons aangaan, wil ek net vir François 'n geleentheid gee om vir ons net 'n paar dinge te kom vertel. Môre almal. Gaan dit goed? Daar sê jong, almal weet nou al van klein Keen, daai seentjie van my wat die beroerte gehad het op 11 maande en dan in die eerste hartoperasie gehad het. Hy gaan nou weer vir sy tweede enetjie en ons is nou besig weer om fondse in te samel vir klein Keen. Hy gaan dalk nou in volgende week gaan hy eers sy mangeltjies moet uithaal en sy adenoids sodat hy die hartoperasie kan kry, maar die mangeltjies hou hom nou siek en dan kan sy hartoperasietjie nie gebeur nie. Maar die Here het oor my hart gebring dat ek vir liedere begin skryf het en dan die program Fruit Loops gebruik het om dit vir my te genereer en te produce. So ek het 10 liedjies, eintlik 11 liedjies wat ek geskryf het. Die eerste ene is Here God van my heil, o waarom het ek so gelewe? Gehoorsaamheid uit 1 Samuel 15 uit. Is jy koud in geloof, net in u skadu, meer as oorwinnaars, wapenrusting van God, die vuur binne my, in die magtige naam van Jesus, en my favorite, wees geseënd. Keen het 'n BackaBuddy account wat ek fondse insamel vir sy operasietjies. Ons staan nou so oor die R9,000 op hy BackaBuddy. Maar die liedjies gaan ek nou vrystel vir die persone wat op sy BackaBuddy 'n donasietjie maak. Groot of klein, dit maak nie saak nie. As jy daai donasie gemaak het, stuur vir my 'n WhatsApp. As jy nie my nommer het nie, kom na die diens, kom kry my nommer. As jy my nommer het, stuur vir my jou naam en van en ek stuur al daai liedjies vir jou wat geskryf het en wat gemaak is. So die liedjies hy's 'n bietjie upbeat, jy weet, dis hulle noem dit modern gospel. So dit is
Daar's 2 of 3 sagte liedjies daar tussenin, maar daar's 'n bietjie wat 'n woema het wat ek geskryf het. So ek vra weer eens as julle dit wil ondersteun, Backup Buddy, Keen Klase, maak 'n donasie, los jou naam. Ek weet die mense wil anoniem bly, maar as jy jou naam daar gelos het en jy stuur vir my 'n WhatsApp, stuur ek vir jou die MP3 files van al die 10 liedjies. En glo my, jy gaan dit geniet. Die liedjies het ek gelos op Keen Klase God se wonderwerkie se blad ook. Daar's 1 of 2 wat ek daar so weggesteer het vir die mense om te luister. Baie dankie vir julle. Geseënde dag. Dankie François. Dis maar daar vir Wouter. As julle na die tyd met François wil gaan gesels, of Soys, of hoe hy ook al genoem wil word, en julle weet nie, as jy ver sit en jy sien hom nie, hopelik waai die wind, waar jy die baard sien wapper, dis waar hy is. Weet julle, ek het ook so 'n baard gehad en ek mis hom. Maar my vrou sê nee. Mense, ons weet natuurlik dat as dit nie was vir die Here nie, dan was ons nie hier nie. Dan kon François nie nou met ons gesels het hier oor en die vrymoedigheid gehad het om te vra vir hulp nie. Want die Here het ons hierso as 'n groep bymekaar gebring, as 'n klomp gelowiges wat 'n passie het vir die Here. So kom ons ondersteun mekaar op watter manier ook al. En met dit in gedagte, gaan ons stil word rondom die woorde van Psalm 139. Die Here het so 'n wonderlike manier om elke dag met elkeen van ons te werk. En dan wonder dit ons baie keer, maar hoe gebeur dit? En dan skryf Dawid nogal daar in Psalm 139, verse 1 tot 6 en verse 13 tot 18 gaan ek vir ons lees. Dan sê hy: Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot gewewe het. Net gou daar noem. Hier is nou die nuwe vertaling, omdat die ou mense geglo het dat jou niere het nogal 'n baie belangrike rol, maar van 'n ander keer met julle daaroor praat. Ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Toe ek kunstig gewewe is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien en in U boekrol is hulle almal opgeteken. Daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God. Hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U. Wat 'n wonderlike gedagte. Dat die Here vir jou en vir my so ken. So intiem, so naby, so goed. Beter as wat jy jouself ken. Kom ons sit net so en ons laat dit net vir 'n oomblik insink. Die groote God, die skepper van die hemel en die aarde, het vir jou noukeurig aan mekaar gesit. Hy ken jou binne en buite. En daarom vra ons dan ook
dat hierdie Skeppergees die een is wat ons sal seën so in ons saam wees. Ons gaan sit en ons gaan saam sing Vlam 58 Skeppergees en ons sing dit 2 keer as 'n gebed vir die Here. Geliefdes, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees deur julle kennis van God en ons Here Jesus Christus en dit alles deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die gas is klaar en die se put het gebreek. Maar mag ons onthou dat die Here gekom het om die lig vir die wêreld te bring. Daardie lig skyn in ons. Dis die vrede wat hy ook vir ons gee en daarom moet ons dit met mekaar deel. So daar waar jy is, staan op en groet almal om jou met die woorde van vrede en dan bly ons ook staan om die Here te loof en prys. Wouter, julle, ek dink ons kan seker maar almal se name na die tyd net iewers neerskryf vir die koor, né? Ja. Julle, ek het hier gestaan en hoendervleis kry, so mooi sing julle. Alles tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Here, U ken ons volkome. U ondersoek ons gedagtes en U weet ons woorde nog voordat dit oor ons lippe kom. Daar's nêrens waar ons van U teenwoordigheid kan vlug nie. Selfs in die donker bly U lig, helder. En vandag in gebed bring ons voor U die siekes en die wat swaar kry. Here, wees U hul krag, bring genesing, verligting van pyn en rus in U liefde. Ons bring vir U die wat belas en oorlaai is. Here, gee ons die genade om geduldig te wees en verander ons harte deur die Gees sodat ons mekaar se laste kan dra en ons rus by U kan vind. Ons bid vir ons gesinne. Here, beskerm ons huwelike, versterk ouers, seën kinders en jong mense, bewaar hulle in 'n wêreld vol versoekings. Ons bring vir U die kerk, U kerk. Laat ons 'n helder lig wees in 'n donker wêreld. Hou ons vas by U woord en maak ons getrou in diens en getuienis. Here, ons bring vir U die leiers van ons land. Gee wysheid, regverdigheid en moed om te dien tot voordeel van almal, nie net vir enkeles nie. Here, laat ons leiers U waarlik ken en volgens U wil leef. Ons bid vir die armes, die eensames en die verdruktes. Here, wees U hul skuilplek en hul voorsiener. Gebruik ons hande en ons harte om U liefde prakties uit te leef. Ons bid vir die wêreld. Here, bring vrede waar daar oorlog is. Bring kos waar daar honger is en bring hoop waar daar wanhoop regeer. En soos Dawid bid ons saam, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Kyk of daar by my 'n verkeerde pad is en lei my op die ewige pad. Want aan U alleen behoort die lof, die heerlikheid en die eer van nou af tot in ewigheid. Amen. Bring gerus die maatjies, bring hul keer op keer. Jesus nooi die kindertjies om te leer. Kinders, gemeente, ek het nou vandag 3 items op hierdie tafel, behalwe nou vir daai, dis nie myne nie. Hierdie kom alles uit my studeerkamer uit. En ek wil hê julle kinders moet nou vir my sê, watter een van hierdie 3 dink julle is vir my die een met die meeste betekenis?
Maar voordat ek nou dit doen, ek gaan nou vir almal hierso wys. Julle kan net so staan. Julle gaan maar julle hande moet opsteek en dan gaan julle vir my moet sê, goed, die eerste een wat ek hier het is 'n boor skroewedraaier. Nee, hy het selfs 'n liggie, sien julle? Waarvoor gebruik 'n mens die? Om gate in mure te boor en wat nog? Skroewe los te draai? Skroewe in te sit. Ja, so 'n mens gebruik hierdie ding om jy kan skade aanrig met hom, maar jy kan ook klomp dinge regmaak met hom, né? Nee, so dis nogal 'n goeie ding. So dit kan nogal baie betekenis hê vir my, né? Goed, en dan die tweede ding wat ek het is 'n klip. Wat sê jy? Dis 'n wat? Kan nie mooi hoor nie. 'n Wat? 'n Soweto spies. Okay. Okay. Nou hoor ek eers mooi. Ja. Goed. Dis 'n ander benaming vir 'n klip seker, nê? Goed. Waarvoor gebruik mens dit behalwe as 'n spies? Wat sou julle sê? Wat kan ek nog doen met hom? Enigiemand anders? Gebruik hom as 'n hamer. Ja. Hoe groter die probleem, hoe groter die hamer, né? Wat nog? Om iets vas te hou dat die papiere nie wegwaai nie. Ja, nog ietsie? Wat sou julle kinders sê? Okay. Kom ons sit hom neer. Dan die derde ding is natuurlik my tablet, né? Hier's my preek op. Waarvoor gebruik mense dit nog? Om games te speel. Wat nog? Wat nog? Google. Natuurlik, as ek iets wil uitvind, kan ek dit hier opkyk. Wat nog? Stories te kyk. Natuurlik te lees, né? En om in die aande te sien met die liggie. Natuurlik. Verskillende gebruike. So wat sou julle nou sê van hierdie 3 items? Wat sou julle sê die meeste betekenis vir my? Kom ons vat hulle so een vir een. Kom ons begin sommer by die tablet weer. Wie sou sê die tablet het die meeste betekenis vir my? Sommige gemeente julle kan ook hande opsteek, hoor. Goed. Is nogal heelwat hande. Goed, en dan die klip. Daar's 'n paar hande wat die klip hande opsteek. En dan die skroewedraaier of boor. Wie sou sê min. Goed, okay. So as ek so vinnig gekyk het meeste van julle gesê die tablet het die meeste betekenis vir my. En dan is meeste van julle verkeerd. Hierdie klip het baie betekenis. Ons het 'n paar nutte gekry vir hierdie nuttelose klip. Deur maar net vinnig gou te gedink het julle almal 'n voorstel gegee van wat ons dit kan gebruik vir. Hierdie klip het ek opgetel in 2017 op 'n belydeniskamp. En nee, 2016 dink ek. 2016. Buitekant Swartruggens, teen 'n koppie. En ek het hierdie klip so gekyk en ek het gesê, "O, hier's nog 'n nut vir hom. Hy kan 'n fietsryhelm wees." Jy kan hom op 'n tafel sit, jy kan vrugte in hom sit. Jy kan allerlei dinge met hierdie klip doen, alles waarvoor hierdie klip eintlik gemaak is. Hierdie klip was gemaak om 'n klip te wees. Hierdie klip was deel van 'n groter rots uit afgebreek. My pappa die tent met die klip. Het jou pa die goed met die klip vasgemaak? Nee, met hom vasgekap. Het hom vasgekap. Okay. Alraai, die tent vasgekap. Ja, natuurlik. Daar's baie nutte vir 'n klip of vir 'n rots. Op daai belydeniskamp te besef ek dat hierdie klip wat baie mense dalk gaan weggooi, is iets wat nuttig is. As jy dit net reg
benader. As jy dieper kyk as net dit wat daar is, dan kom jy agter dat daar skielik baie dinge is wat 'n mens hiermee kan doen. En so wil ek vanoggend vir julle sê, miskien dink jy dat jy is sommer maar net hier en jy het nie genoeg maatjies nie, of jy is nie gewild genoeg nie, of wat ook al, jy sing nie mooi genoeg nie, of jy is nie mooi genoeg, of lank genoeg, of kort genoeg, of maar genoeg, of wat ook al nie. Die Here het vir jou gemaak met 'n doel. Almal van ons. Maar as ons wil weet wat daai doel is, dan moet ons by hom gaan hoor wat dit is. En dan moet ons naby aan hom lewe, en elkeen van julle, soos met hierdie klip, het 'n spesiale doel in die lewe, en julle moet dit nooit, ooit vergeet nie. OK, dankie julle. As julle almal wou kroek, toe ek gevra het wat die belangrikste is, moes julle net daar gekyk na die pastorie bank wat daar so in 'n ry sit. Hulle almal het hulle hand opgesteek vir die klip, want hulle ken die storie. Mense, ek wil vir ons die wet voorhou. En ek is jammer as ons dalk nou vandag so 'n bietjie lank gaan aangaan, hoor. Ek het vanoggend gesit en deur die hele preek gegaan, en toe besef ek daar's 'n klomp goed wat nodig is om gesê te word. Maar ek glo nie ons gaan te lank aangaan. Maar ek wil vir ons die wette lees, die oorspronklike wet, soos die Israeliete hom ontvang het in Eksodus 20. So ek gaan vir Slechts evil hier, evil met mij, die bote bakken met mij die klei. Vorm mij en maak mij net zoals u wil. Op u slechts wegen, iedere instel. Doe slechts evil hier, evil met mij. Tot zendir zoek mij, al moet ik lei. Wetter als nieuw hier, was mij van laat aan uw voeten, verlext iets wel. Doen slechts evil hier, evil met tot heel mijn lief, die is geleefd. Van mij gelaat op eiland doet, terwijl ik elke staan en mij zien voor. Terwijl ik in gras en mij zien. toe die Here vir Jeremia daar afgestuur het na die pottebakker se huis, toe hy sien wat daar gebeur, toe die pot breek daar onder die pottebakker se hande. Kon die pottebakker maklik teruggestaan het en gesê het, ja, wat, los nou maar. Dis nou maar nutteloos. Maar hy doen dit nie. Hy vat dieselfde klei en hy begin oor. Hy vorm nuut. Wat 'n ongelooflike beeld van ons God. Hy kyk nie net na ons mislukkings nie. Hy kyk nie net na jou foute nie en sê, los maar. Laat hulle maar tog net aangaan. Hy begin oor. Hy herskep. Hy vorm. Want God het jou lief net soos wat jy is, maar hy het jou te lief om jou te los net soos wat jy is. Kyk mooi. Daar in die video ook. Die klei vorm nie homself nie. Die pottebakker bepaal uiteindelik die vorm.
En dit is juist die punt van die beeld. Om in God se hande te wees, beteken ek laat hom bepaal hoe my lewe moet lyk. Dis ongemaklik, mense, want dit vra dat ek my eie planne, my eie vorm, my eie drome uiteindelik prysgee. Maar dis die enigste manier waarop ek werklik kan word wie God bedoel het ek moet wees. Dis nie altyd gemaklik nie, né? Dis nie gemaklik vir die klein nie om gedruk te word en weer van voor af gevorm te word. Dit voel amper soos verlies. Dit voel soos om agteruit te gaan. Maar dit beteken my lewe behoort nie aan myself nie. Dit behoort aan die pottebakker. En nou verstaan ons ook hoekom Jesus dan in Lukas 14 so radikaal anders praat. Hy draai na hierdie groot skare wat hom agtervolg, hulle gaan agter hom aan, hulle volg hom, hulle sê hulle volg hom, dan draai hy na hulle toe en hy sê, moenie dink dat disippelskap goedkoop is nie. Dit vra jou alles. Hy gebruik skerp woorde hierso. Hy sê, as jy my nie eerste stel nie, selfs bo jou familie, kan jy nie my disipel wees nie. En ons moet mooi verstaan hierso wat Jesus sê, want Jesus sê nie, hy vra nie dat jy jou ouers of jou kinders moet haat nie, want dit is natuurlik teen wat God ons van die begin af geleer het. Hy sê nie jy moet haat, in die nuwe vertaling gebruik eintlik die woord haat. Hy sê nie jy moet haat in die sin van verag nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word, beteken eintlik om tweede te kies. Jy moet tweede kies vir jouself, vir jou familie, vir jou vriende, vir jou werk, vir enigiets anders. Jesus sê nie een van daai goed kan eers kom nie, ek moet. En dan gebruik hy die beeld van die kruis. Hy sê as jy jou kruis nie dra nie, kan jy my disipel nie wees nie. Kruis was in Jesus se tyd 'n simbool van vernedering. Dit was die slegste dood wat jy kon sterf en jy's verneder, kaal opgehang voor al die mense tot jy sterf. Jesus sê gee jou lewe prys. Sterf van jouself. Soos ek het natuurlik graag stel, kom so 'n bietjie oor jouself. Dan gee Jesus daai twee voorbeelde, wonderlike voorbeelde, 'n man wat 'n toring wil bou, maar nie genoeg materiaal het nie. Hy kan gaan begin, maar uiteindelik gaan almal vir hom lag. Of 'n koning wat wil oorlog toe gaan, maar hy weet nog nie eers heeltemal hoeveel mense is in sy leermag nie. Daar's geen manier wat hy 'n oorlog kan wen dan nie. Jesus sê disippelskap vra berekening. Weet jy wat jy doen? As jy sê ek volg vir Jesus. Dis wat Jesus vir hierso vir die mense sê. As ons Lukas 14 dan nou saam met Jeremia 18 so lees, dan sien ons die prentjie. Om die pottebakker se klei te wees, beteken om toe te laat dat hy alles oor my lewe bepaal. Dit kos uiteindelik van my eie wil, my status, my ego, my planne, selfs hierdie selfgerigtheid van my. Jesus sê, jy gaan nie op jou eie op die wiel bly nie. Probeer maar jy gaan nie jouself kan vorm nie. Jy gaan nie jouself veilig kan hou nie. Daai video wat ons gekyk het, toe die pottebakker vir 'n ruk lank sy hande afhaal van daai klei, toe vlieg dit daar af. Op die laaste ene het hy sy hande afgehaal. Maar wat het hy gedoen voor die tyd? Hy het die wiel stadiger gemaak. Daar waar jy self kan gaan, daar gaan die Here dit vir jou moontlik maak. Maar uiteindelik sê die Here, jou eie wil moet gaan. My eie wil moet gaan. Net God se wil en plan kan bly. En ek weet hierdie woorde is hard. Ek meen, hoe kan die Here so hard wees? Waar is die liefde daarin as hy dan nou vir ons sê, jy kan nie hierdie mense kies nie. Dit wat ek vir jou gee daarvan.
gun hy ons niks nie. Mag ek nie lief wees vir die mense wat hy ons gegee het en die goed wat hy my gegee het, my mee geseën het, mag ek dit nie geniet nie? Maar dis nie eintlik die vraag wat ons moet vra nie, nê? Gee my 'n bietjie kans, dan gaan julle nou verstaan hoekom ek dit nou sê. Die moeilikheid wat ons het is daar's altyd hierdie geweldige spanning in 'n mens se lewe tussen my wil en God se wil. Die groot stryd in disippelskap is nie of ek kerk toe gaan of nie. Die vraag is, wie vorm my lewe? Ek self of God? Jesus se woorde daar in Lukas 14 vat dit vas. Hy sê as jy nie bereid is om alles af te lê nie, kan jy nie my disipel wees nie. Dis nie half nie. Dis nie van as dit so voel. As ek nou vandag goed voel, Here, dan sal ek dit nou alles vir U doen. Maar môre het ek nou weer 'n bietjie ander dinge en ek kort 'n paar goed. Jy's of klei in God se hande of jy probeer self die pottebakker speel of eintlik God speel. Die waarheid is ons hou daarvan om God as 'n helper te hê, maar ons sukkel om hom as pottebakker toe te laat. Maar kyk mooi. Jesus vra nie alles omdat hy wreed is. Hy vra alles omdat hy, soos wat ons verlede week mooi gehoor het, omdat hy die bron van lewe is. Jeremia sê die pottebakker vorm die klei tot 'n bruikbare, mooi, betekenisvolle voorwerp. En Jesus sê, as jy jou lewe aflê vir my, sal jy die ware lewe vind, want ek vul jou met die lewende water. Om klei te wees beteken ek kies om nie self die pottebakker te wees nie, en dit kos nou maar alles van my. En alles is baie, né? Alles is nogal baie, as ons dit mooi daarna gaan kyk. Maar as jy's in hierdie prys gee, hierdie wat ek sê, nie ek nie, maar u, hierdie prys gee wat ek vorm word tot ware lewe. Want onthou die pottebakker se plan is altyd beter as my eie. En dis die geheim. Ware lewe lê nie daarin dat ek my eie pot vorm nie. Ware lewe lê daarin dat ek my oorgee in die hande van die pottebakker. Want as jy ware lewe ontdek en ware liefde ontdek, dan alleen kan jy lief hê, soos God lief het. Ja, Jesus se woorde is hard. Dis hard en is ongemaklik. Maar dis wat gebeur as klei gevorm word. Jesus sê nie, skryf jou familie af nie. Hy sê, lewe die lewe wat ek wil hê jy moet lewe, dan gaan jy hulle kan lief hê soos wat ek jou lief het. Dan gaan jy groter waardering hê. Natuurlik kan jy lief wees vir hulle. Natuurlik kan jy bly wees oor alles wat die Here jou mee seën, maar jy verafgod dit nie. Want ons het gehoor die Here het gesê ek moet eerste wees in die 10 gebooie. Maar niks. Nie jou familie of jou besittings of selfs jy mag jou eerste liefde wees nie. God is eerste. Anders mis jy die prentjie. So gemeente, die vraag is vir elkeen van ons vanoggend en elke dag, wie is die pottebakker in my lewe? Is dit ek self wat my eie vorm wil afdruk? Self besluit wat ek moet doen en wie ek moet wees? Of is dit God wat my lewe vorm soos wat hy bedoel het? Dis nie maklik om te erken nie, maar regtig, baie van ons wil eerder net vir God as 'n helper hê. Iemand wat net my planne seën.
Maar disippelskap vra baie meer. Dit vra dat ek maar my eie planne aflê en sy planne toelaat. En dit beteken prakties dat ek kies elke dag om vir Christus eerste te stel. Selfs bo my werk, bo my status, bo my gemak. En ek vra nie net in gebed, ag Here, help my nie. Ek vra in gebed, Here, vorm my. En ek tel die koste. Ek doen nie berekening. En ek kies hom tog, want hy is die bron van lewe. Mense onthou asseblief Psalm 139. God ken jou. God ken jou. Hy ken jou hart. Hy weet as jy sit of opstaan, of jy gaan en of jy oorbly. Daar's niemand wat jou beter ken as die een wat jou gemaak het nie. Mense, die pottebakker is aan die werk. Hy sit sy hande op jou lewe. Hy druk jou. Hy vou jou partykeer. Hy begin selfs soms oor. En Jesus sê, as jy my wil volg, bereken maar die koste. Dit sal jou alles kos. Maar ek sal vir jou ware lewe gee. Nie lewe beloftes wat die wêreld vir jou gee nie. Ek gee vir jou lewe. Ware lewe. So die vraag is, laat ek toe dat die pottebakker my vorm. Laat ek toe dat hy die onsuiverhede uithaal uit die klei uit. Laat ek toe dat hy maar skaaf, dat hy partykeer maar wegsny, dat hy partykeer maar weer oorbegin. Selfs al kos dit nou maar my drome en my planne. Geliefdes, mag elkeen van ons vandag antwoord. Here, ek gee my lewe in U hande. Vorm my soos U wil. Amen. Kom ons bid saam. Here, U is die pottebakker en ons is die klein. Ons bely dat ons dikwels self wil besluit hoe ons moet lyk. Ons hou vas aan ons eie planne, ons eie gemak, ons eie wil. Maar U roep ons om U eerste te kies. Om selfs ons kruis op te neem en U te volg. Here, vorm ons nuut. Gee ons die moed om die koste te dra. En die geloof om te vertrou dat U plan goed is. Maak ons bruikbaar. Maak ons mooi. Maak ons U sin. In Jesus se naam. Amen. U het nou geleentheid om die Here te dien met U offergawes. Ons loof die Here natuurlik ook vir hierdie offer en ons bid dat ons dit so kan aanwend om waarlik sy hande en voete te wees in hierdie wêreld. Ons gaan afsluit natuurlik met die bekende lied wat ons nou die ou weergawe van gehoor het. Dis liedboek 528, leer my U wil, Heer. En mag ons dit werklik waar elkeen van ons 'n persoonlike gebed ook maak vanoggend. Kom ons staan en dan sluit ons af. Geliefdes, gaan nou heen as mense wat deur die pottebakker se hande gevorm is. Mag jy moed hê om jou kruis te dra en Christus eerste te kies. Mag die pottebakker jou lewe nuut vorm tot sy eer en mag jy ontdek dat in die prys gee van alles jy die ware lewe vind.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly vandag en elke dag. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here. Here, ons leef so sê, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Lord, it's moving, Here, amen. Here, God, ons leef so sê, Here, amen. Lord, it's moving, Here, amen.